groot voorreg om weer vanmôre saam met elkeen van u die woord van die Here te mag oopmaak. Ek hoop dit gaan goed met u. Amen. Ek hoop hierdie jaar hanteer u sover goed. Een ding wat ek weet is, die jaar staan nie stil nie. Hy hardloop. So klaar 4 maande in en ek onthou nog Kersfees ete wat ons laaste geëet het. Tyd hardloop baie vinnig. Voor ons begin met die skriflesing, glo ek dat elkeen van u sal saam met my stem, dat dit is bitter belangrik vir die Here, dat 'n persoon gered moet word. Amen. Weet jy, ons almal is baie keer so geneig om so vinnig uit te gaan na ons kollegas, na ons vriende, en ons gaan deel die evangelie en die woord van die Here met hulle, en ons vertel hulle van die Here en die wonders daarvan. Maar weet jy, soms is daar mense nader aan ons, wat ons partymal vergeet. En dit is ons eie familielede. Weet jy, ons by ons gemeenteraad AGS Volpark fokus hierdie jaar spesifiek op die familie. En ek wil vir u vanmôre 'n mooi gedeelte voorhou hoe die Here wys en wat die Here se doel is met die familie. En weet jy, die doel wat die Here het met die familie is hulle redding. Ja. Wil ek vanmôre vir u wys en vra dat u saam met my sal blaai of as u saam gaan lees na Genesis 19 toe. Ek gaan hier net 'n paar verse saam lees. Ons lees vanaf vers 1. En as reg is, almal is daar, gaan ons saam begin lees. Vers 1 lees as volg, hy sê, en die 2 engele het in die aand in Sodom aangekom, terwyl Lot in die poort van Sodom sit. En toe Lot hulle sien, het hy opgestaan om hulle tegemoet te gaan en hom gebuig met die aangesig na die aarde toe en gesê, kyk tog my Here, draai tog uit na die huis van die dienaar en bly die nag oor en was die voete. Daar kan u vroeg opstaan en u reis voortsit. Maar hulle antwoord, nee, ons sal op die plein vernag. Maar hy het baie by hulle aangehou sodat hulle na hom uitgedraai het en in sy huis gekom het. En hy het vir hulle 'n maaltyd berei en ongesuurde koeke gebak en hulle het geëet. Bietjie verder af na vers 12 toe, dan sê hy, daarom sê die manne vir Lot, wie het jy hier nog? 'n skoonseun en jou seuns en jou dogters en almal wat jy het in die stad, bring hulle uit die plek uit, want ons gaan hierdie plek verwoes, omdat die geroep oor hulle groot is voor die aangesig van die Here. En die Here het ons gestuur om dit te verwoes. Toe gaan Lot uit en praat met sy skoonseuns, wat met sy skoondogters sou trou, en sê, maak julle klaar, gaan uit hierdie plek uit, want die Here gaan die stad verwoes. Maar hy was in die oë van sy skoonseuns soos een wat gek speel. Vers 15. En toe die dag begin breek, het die engele by Lot aangedring en gesê, maak jou klaar, neem jou vrou en jou 2 dogters wat by jou is, dat jy weens die ongeregtigheid van die stad nie omkom nie. My teksvers vir vanmôre is vers 15 wat sê, en toe die dag begin breek, het die engele by Lot aangedring en gesê, maak jou klaar, neem jou vrou en jou 2 dogters wat by jou is, dat jy weens die ongeregtigheid van die stad nie omkom nie. My geliefdes, ek wil vanmôre vir u uit hierdie gedeelte uitwys 4 stappe wat die Here neem om ons familie te red. Weet jy, die heel eerste stap wat die Here neem om die familie te red, is om by my en u as individu 'n ontmoeting te hê. Weet jy, wanneer ons na die verhaal van Lot kyk, dan sien ons dat hy het 'n ontmoeting met God gehad. En daardie wanneer ons lees hier vers 1, dan sê dit vir ons, en die 2 engele het in die aand in Sodom aangekom, terwyl Lot in die poort van Sodom sit. En toe Lot hulle sien, het hy opgestaan om hulle tegemoet te gaan en hom gebuig met die aangesig na die aarde. En weet jy, in hierdie ontmoeting het Lot 'n ontmoeting met Jesus en met die Heilige Gees. En weet jy, kan vir my vra, hoe kan ek sê dis Jesus en die Heilige Gees? Die gedeelte sê dat al 2 engele aan hom verskyn. Weet jy, die heel eerste ding wat ons moet onthou, die woord wys vir ons uitdruklik, en as ons na die oorspronklike taal gaan kyk, beteken die woord engel alleenlik boodskapper. Die tweede ding wat ons moet in gedagte hou, is ons moet die breë konteks na kyk. Ons sien in Genesis 18, net 'n hoofstuk vroeër, sien ons dat ons 3 manne wat aan Abraham verskyn. En weet jy, hierdie 3 manne praat met hom, en
en met Sarah en die hele gebeurtenis waar hulle hoor dat hulle 'n seun sal baar. En daarvan af uit trek die 3 manne uit saam met Abraham na die kraans van die berg toe en een man bly by ons staan en dis God die Vader. En ons sien dit uitdruklik in daai gedeelte. En hulle sê die ander 2 manne het afgeloop na Sodom en Gomorra. Dis waar ons nou is in Genesis 19 vers 1. En die 2 manne wat as die engele vooraf beskryf word, staan nou voor Lot. Die heel eerste rede hoekom ons kan weet dit was Jesus en die Heilige Gees, is want Lot het op sy aangesig voor hulle neergeval en hulle aanbid. Weet jy, as dit net engele was, sou hulle vir hom gesê, staan op, ons is diensknegte net soos jy. God laat alleenlik aanbidding aan ons toe, nie aan sy diensknegte. Die tweede gedeelte wil ek eintlik vir u wys, hoe ons vir 'n feit kan weet, dit was Jesus en die Heilige Gees, en dit sien ons in vers 24 van ons geleesde gedeelte. Hy sê die volgende, en die Here het swaal en vuur oor Sodom en Gomorra laat reën, wat hy sê, van die Here uit die hemel. So een van hierdie engele wat saam met hulle was, sê hy nou, die Here het swaal en vuur uit die hemel laat neerval, van die Here in die hemel. So dit wys vir ons duidelik, dat dit Jesus en die Heilige Gees was, wat aan Lot verskyn het. Weet jy, soos wat Lot ontmoeting met Jesus en die Heilige Gees moes gehad, so moet elkeen van ons ontmoeting met Jesus en die Heilige Gees. Die vraag vanoggend is dus, het ons al ontmoeting met Jesus en die Heilige Gees gehad? Want as ons sê dat ons het, is daar 'n paar goed wat voorgekom in ons lewe. Weet jy, as ek en u 'n ontmoeting met Jesus gehad het in ons lewe, sal ons heel eers sien dat jou hele lewe sal verander. Weet jy, ons sien in Lukas 19 vanaf vers 1 tot vers 10, dan sien ons die verhaal van Saggeus. Weet jy, hy was 'n tollenaar en hy sien hoe Jesus met 'n groot skare verby beweeg en hy kan nie vir Jesus sien. Weet jy, dan lees ons in hierdie verhaal hoe hy in 'n boom klim, net sodat hy Jesus kan aanskou. En weet jy, Jesus kom staan by hom stil en hy het 'n ontmoeting met Jesus daar. Weet jy wat gebeur? Sy hele lewe verander. Hy het gegaan van iemand wat in oormate gesteel het by mense, tot iemand wat in oormaat gegee het vir mense. Hy het gegaan van iemand wat nie die regte hoeveelheid ingeneem het nie, na iemand wat seker gemaak het, hy neem die regte hoeveelheid in. Sy hele lewe het verander. Weet jy, nog 'n verhaal wat ons kan noem, van hoe jou hele lewe verander, seker die bekendste verhaal is die verhaal van Paulus. Weet jy, toe hy nog Saulus was, lees ons in Filippense 3, was hy 'n hoë genoemde in die range van Israel. Hy was 'n Fariseer, hy was 'n skrifgeleerde. Weet jy, en dan sê dit in Filippense 3 vir ons, dat hy was 'n ywerraar. Wat hy daarby bedoel, is hy was iemand wat die kerk vervolg het. Dan sien ons hoe hy op pad is na Damaskus toe in Handelinge 9 en waar hy 'n ontmoeting met Jesus kry. Weet jy, sy hele lewe verander. Hy het gegaan van iemand wat Christene vervolg het. Hy het gegaan van iemand wat Christene in die tronk gegooi het. Hy het gegaan van iemand wat Christene doodgemaak het, na iemand wat vervolg word vir die naam van Jesus. Hy het gegaan van iemand, of hy het gegaan na iemand wat in die tronk gegooi word vir Jesus. En op die einde van die dag het hy gesterf vir Christus. Sy hele lewe het verander. As ek en nie werklik 'n ontmoeting met Jesus gehad het, kan ons lewe nie dieselfde wees as wat dit was voor dit. Dit moet verander. Ja. Tweedens, as ons ontmoeting met Jesus gehad het, gaan ons gehoorsaamheid aan sy woord begin inbring in ons lewe. Weet jy, ons sien dit in Lukas 5 vers 1 tot vers 11, dan sien ons daar 4 vissermanne, Petrus, Andreas, Johannes en Jakobus besig was om hulle nette reg te maak en Jesus kom na hulle toe en hy sê vir hulle, volg my. En weet jy, hulle laat alles net op. Die rigting wat hulle op pad was in lewe, alles wat hulle mee besig was,
los hulle en in gehoorsaamheid draai hulle na Jesus toe om hom te volg. Wanneer ons 'n ontmoeting met Jesus het, sal ons gehoorsaam raak aan sy woord. Dit wat hy van ons vra om te doen, ons toepas in ons lewe. Die derde ding wat sal gebeur, my geliefdes, as jy 'n ontmoeting met Jesus het, gaan jy 'n brandende hart ontvang. Weet jy, ons sien in Lukas 24, dit is vanaf vers 13 tot 35, sien ons die verhaal van die Emmausgangers, waar hulle op pad is om van Jerusalem af terug te loop na Emmaus toe. En hulle praat oor al die gebeurtenisse wat die laaste paar dae gebeur het aangaande die kruis. En weet jy, hulle het 'n ontmoeting met Jesus op daardie punt. Daai gedeelte sê vir ons in Emmaus, toe hulle sien met wie hulle ontmoeting gehad het, het hulle 'n brandende hart ontvang. En weet jy, hulle is daai selfde dag nog terug Jerusalem toe te gaan vertel wat gebeur het. Weet jy, as ek en u 'n ontmoeting met Jesus gehad het, ons kan stil bly daaroor. Ons woorde en ons dade gaan vertel dat ons 'n ontmoeting met Jesus gehad het. Ja, sorry. Maar so ook dieselfde met die Heilige Gees. Weet jy, ons is Pinkster. Ons glo ten volle in die gawes en die werke van die Gees. Amen. Ja. Weet jy, as ek en u 'n ontmoeting met die Heilige Gees gehad het, is die heel eerste ding wat na vore gaan kom, daar gaan oortuiging in my en u lewe. Weet jy, ons lees in Johannes 16 vers 8, sê die woord vir ons dat die Heilige Gees, die trooster wat vir ons gestuur sal word, hy sal oortuiging bring in ons harte van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Weet jy, as die Heilige Gees werklik in ons leef, en ek doen dinge wat nie reg is in die oë van die Here nie, gaan hy my aanspreek. Hy gaan oortuiging in my hart bring. En weet jy, dan gaan die tweede ding gebeur, as ek en u 'n ontmoeting met die Heilige Gees het, daar gaan transformasie en heiligmaking in my en in u lewe. Ek kan nie dieselfde wees as wat ek was. Amen. Dis waar. Iets wat ek wel net wil noem, my geliefdes, ek weet as mens vars jou hart en lewe vir die Here gee, dan dink jy jou hele lewe verander net daar. Maar weet jy, transformasie en heiligmaking is 'n lewenslange proses. Dit begin waar ek en u ons hart vir die Here gee, en tot die dag toe waar ons eendag ons oë toemaak en by die Here is, sal dit volkome wees. Maar elke dag van ons lewe moet ons toelaat dat daar heiligmaking en transformasie in ons lewe gebeur. Ek moet minder en Jesus moet nie. Amen. As al sonde in my lewe is, en ek het vandag, kom ons vat 'n voorbeeld vir Job by die werk, of hoe wil dit sê? En die Heilige Gees spreek jou aan. Weet jy, as jy gaan om verskoning vra en jy gee jou hart oor vir die Here en hy maak dit skoon, sal ek nie veronderstel om dit weer môre te doen. En om transformasie in my en in u lewe kom. Dit is maar net 'n paar dinge, weet jy, ek kan u die hele oggend en die middag en die aand besig hou as ons net moet praat oor wat gaan gebeur as ons ontmoeting met Jesus het. Maar ek noem net vir julle 'n paar. Maar wat ek wel wil noem, my geliefdes, 'n ontmoeting met Jesus en met die Heilige Gees is nie net 'n eenmalige ding wat in ons lewe moet gebeur nie. Elke oggend moet ek en u opnuut 'n ontmoeting met Jesus en met die Heilige Gees hê. Maar weet jy, die wêreld wat ons in leef vandag, laat nie toe dat ons meer kan doen wat ons wil. Of jy behoort aan Christus, of jy behoort aan die wêreld. Jy behoort nie aan jouself nie. Ons moet 'n ontmoeting as individu met Jesus en die Heilige Gees. Dis die eerste stap wat die Here wil neem om my en u familie te red. Amen. Weet jy, wat ons in ons geleesde gedeelte kyk, dan sien ons dit loop oor na die tweede stap toe. Die individu wat nou die ontmoeting met Jesus en die Heilige Gees gehad het, moet hulle innooi in sy huis in. En ons sien hier in ons gedeelte, dan sien ons in vers 2, nadat hy nou die ontmoeting gehad het, in vers 1, dan sê dit in vers 2, en hier het Lot gesê, kyk tog my Here, draai tog uit na die huis van die dienaar, en bly die nag oor en was die voete, dan kan u vroeg opstaan en die reis voortsit. Maar hulle antwoord, nee,
ons sal op die plein vernag. Vers 3 sê, maar hy het baie by hulle aangehou, sodat hulle na hom uitgedraai en in sy huis gekom het. En hy het vir hulle maaltyd berei en ongesuurde koeke gebak en hulle het geëet. Weet jy, as ons ontmoeting met die Here gehad het, is die tweede stap wat moet gebeur, ons moet hom innooi in ons huis. Weet jy, Lot, in daai gedeelte, as sien in vers 3 sê dit, hy het baie by hulle aangehou dat hulle in sy huis moet kom. Die Engels sê, he pressed them strongly. Weet jy, as ons in die oorspronklike Hebreëus gaan kyk, dan wys dit vir ons uit, dat hy al harder en harder en harder begin uitroep, kom in my huis in. Weet jy of jy interessante gedeelte lees, wat sal uitkom. Openbaring 3, hoor wat sê in vers 20, hier is Jesus self in die woord, hy sê so, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. En weet jy, as ons in die direkte konteks hiervan kyk, ons weet hy skryf dit aan die kerk. Weet jy, dis eerstens vir my bitter hartseer dat ons kerke vandag hier buite waar Jesus buite moet staan. Hy is nie eens meer welkom in sy eie kerk. Maar so ook in ons konteks, die prinsip bly dieselfde. Weet jy, Jesus staan vir elkeen van ons huisdieners en hy klop. Die vraag is, het ek en u hom al ingehou? Is hy nog welkom in ons huis? Of het ons maar net die deur van ons lewe vir hom oopgemaak op Sondag wanneer ons by die kerk is? Weet jy my geliefdes, Jesus wil inkom. Hy staan voor die deur en hy klop. Ek en u moet hom innooi. En hy wil met ons 'n maaltyd kom hou. Weet jy, as dit sê dat hy wil 'n maaltyd met ons kom hou, beteken dit nie hy wil inkom en ons kom uitskel. Ons kom sleg sê of kom sleg maak nie. As hy 'n maaltyd met my en u wil kom hou, beteken dit hy wil vrede kom maak. En hy wil met ons in 'n verhouding kom wees. Amen. Dit is die plan van Jesus. Dis hoekom hy gekom het om 'n maaltyd met my en met u te hou. Weet jy, van die begin af sien ons dit in Genesis, waar Adam en Eva en die Here het saam gewandel in die tyd. Van die begin af is dit die doel en die plan wat die Here met ons as mens het. Hy wil saam met ons wandel. Weet jy, steeds vandag, hy wil saam met my en met u wandel, waar ons is, in ons huis. Weet jy, ons kan besef dat die Here ingenooi is in ons huis deur die keuses wat geneem word. As daar finansiële keuses geneem moet word in ons huis, by wie gaan neem ons die keuse? Doen ons dit self of gaan nader ons tot die Here? As daar huwelikskeuses geneem moet word, neem ek dit by myself of praat ons met die Here dan? Weet jy, dit sal vir my nie sê of Jesus nog welkom is in ons huis. Amen. Weet jy, die derde stap wat God het om ons families te red, is hy wil hê ek en u as individu moet iets hoor. Of jy vanmôre wys wat moes Lot gehoor het. Dit sê hierso in vers 12. Hy sê, daarop sê die manne vir Lot, wie het jy hier nog? 'n skoonseun en jou seuns en jou dogters en almal wat jy in die stad wat jy het in die stad, bring hulle uit die plek uit, want ons gaan hierdie plek verwoes, omdat die geroep oor hulle groot is, voor die aangesig van die Here, en die Here het ons gestuur om dit te verwoes. Weet jy, daar's twee dinge wat Lot moes hoor. Eerstens, hy moes hoor dat daar is verwoesting op pad. Weet jy, gepaard met dit moes hy hoor dat daar is 'n blye boodskap, want daar is 'n weg gemaak vir hulle om uit hierdie verwoesting uit te kom. En weet jy, hierdie weg is dat hy moes vir Jesus en die Heilige Gees volg uit hierdie stad. Weet jy, die tweede ding wat hy moes hoor, is dat sy familie is ook vir God belangrik, en dat God wil hulle ook red. Die Here het nie net gekom om vir Lot uit die stad uit te haal.
Hy het vir hom gesê, het jy nie familie nie? Sy familie is ook vir God belangrik. Weet jy, so moet ek en jy ook vanmôre 2 dinge hoor. Eerstens, liefdes, daar is verwoesting op pad vir hierdie aarde. Ek wil dit vir julle uitwys. Sefanja 1 vers 18, hoor wat sê hy hierso. Hy sê, hulle silwer of hulle goud sal nie in staat wees om hulle op die dag van die grimmigheid van God te red nie. My geliefdes, maak nie saak hoe hard jy werk, of hoe geld jy het, hoe groot sukses jy behaal het, hoe goed en wel of jy in hierdie lewe is, dit gaan jou nie red van die grimmigheid van God. Hoor wat sê hy so, gaan hy aan. En sê, maar deur die vuur van sy ywer sal die hele aarde verteer word, want hy bring vernietiging, ja, 'n verskriklike oor die inwoners van die aarde. Nog 'n gedeelte, my geliefdes, net om vir u te wys, daar is waaragtiglik verwoesting op pad vir hierdie aarde. Weet jy, ons het vandag, ek noem dit maar 'n pandemie van mense wat sê, ons moet al hoe meer groener gaan om die aarde te red. Dit gaan nie werk nie. 2 Petrus 3 vers 10, hoor wat sê hy so, maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan, en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoe daarna moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie, julle by die koms van die dag van God verwag en verhaals, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan, en die elemente sal brand en versmelt. Die derde gedeelte, die laaste netjie wat ek net vir wil noem. Openbaring 20 vers 11, hy sê, en ek het 'n groot wit troon gesien, en hom wat daarop sit, vir wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind. My geliefdes, hoor vanmôre, daar is 'n groot verwoesting op pad vir hierdie wêreld. Maar weet jy, in dieselfde sin, is daar 'n blye boodskap. Want weet jy, Jesus is deur die hemelse Vader gestuur as my en u weg uit hierdie verwoesting. Ons sien in Johannes 3 vers 16 sien ons dat die hemelse Vader het sy enige gebore seun gestuur sodat ons nie deur hierdie verwoesting hoef te gaan nie, maar dat ons hier vandaan kan uitvlug en nie saam te vergaan nie. Ons sien in Johannes 14 vers 6, dan sê Jesus, ek is die weg, die waarheid en die lewe. My geliefdes, hy is die weg uit die verwoesting. Amen. En weet jy, sien ons in 1 Tessalonisense 4, hoe ek en u gaan ontvlug. Dit leer vir ons dat Jesus af gaan kom op die wolke, en hy gaan roep, kom op hierheen. Weet jy, my geliefdes, daar is 'n dag wat kom, en ek dink nie ons hoef meer baie lank te wag nie, want as ons om ons kyk, sien ons hoe alles in plek val. Weet jy, die wêreld sien alles val uit mekaar en ons sien hoe alles in plek val, sodat Jesus ons kan kom haal. Amen. Die dag is op pad. Ons moet dit hoor, ons moet dit weet. Maar weet jy, dit is die boodskap van die evangelie, ek glo elkeen van u weet dit. Die boodskap van die evangelie kan nooit losgemaak word van die verwoesting wat op pad is nie, en dit kan ook nooit losgemaak word van die blye boodskap wat vir ons gebring is, Jesus homself. Die tweede ding wat ek in hier ook moet hoor, is dat my en u familielede wat die Here nie ken, is vir hom ook belangrik. En hy wil hulle ook red. Weet jy, dit bring my by my laaste punt, hoe die Here dit wil doen. Weet jy, wat ons in ons geleesde gedeelte sien, dan sien ons dat Lot moes uitgaan en vir sy familielede gaan vertel wat op pad is. Met wie wys, sien jy ons geleesde gedeelte, sê in vers 14, toe gaan Lot uit en praat met sy skoonseuns wat met sy dogters sou trou en sê, maak julle klaar, gaan uit hierdie plek uit, want die Here gaan die stad verwoes. My geliefdes, weet jy dat die Here het nie net by Lot gestop. Hy het nie net by die ontmoeting wat Lot met hom gehad het gestop. Hy het nie net gestop toe Lot hom innooi in sy huis in nie. En hy het ook nie gestop toe die Here
vir Lot sê wat hy moes hoor nie. Weet jy, die Here het vir Lot gesê, ek stop nie by jou nie. Jy moet gaan en vir al jou familielede vertel wat op pad is. Weet jy, so ook vir my en u vanoggend, die Here stop nie by my en u nie. Ek en u is ongelukkig nie so belangrik nie. Die Here wil ontmoeting met my en u as individu hê. Hy wil in ons huis ingenooi word. Hy wil hê ons moet die boodskap hoor van die evangelie, sodat ek en u ook kan vertel vir my en u geliefdes wat verlore is. Ons naastes, ons familielede, sommige van ons het gesinslede, sommige van u het kinders, sommige van ons het ouers, hoe ook al dit sy wat nie die Here ken nie. Wat hinder my en u om met hulle te spreek? Pla dit nog my en u dat daar mense is wat verlore is? Of gaan ons maar net aan met ons eie lewe? Pla dit nog my en u dat ons familielede het wat verlore gaan? Weet jy, ek en u vergeet dat daar verwoesting op pad is. En boonop die verwoesting, weet jy, daar's 'n ewige hel wat voorlê vir die wat hom nie ken. Pla dit nog my en u. Weet jy, as ek en u op 'n snelweg moet ry en ons sien een van ons geliefdes ry in die teenoorgestelde rigting na die pad wat gebreek is, wat op 'n kraans afloop, gaan ons dit vir hulle sê, lekker ry. Nee, my geliefdes, ons gaan vir hulle sê, pas op. Daar is verwoesting op pad. Draai om, jy is die verkeerde rigting op pad. My geliefdes, nou, hoekom doen ons dit nie vir ons geliefdes wat op die lewenspad die verkeerde rigting op pad is? Weet jy, die hel is nie net tydelik nie. Dis vir ewig. Die Here roep uit na ons, want hy gee om vir ons familie. So moet ek en u ook omgee vir hulle wat nie die Here ken. Amen. Weet jy, ons sien in 1 Timoteus 2, vers 3 en vers 4, is altyd maklik om dit te onthou, 1, 2, 3 en 4. 1 Timoteus 2 vers 3 en vers 4, en sê die volgende, want dit is goed en aangenaam vir God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word, en tot kennis van die wysheid. Weet jy, die Here wil nie hê dat enigiemand verlore moet gaan. So moet ek en die ook nie wil hê enigiemand verlore moet gaan. My geliefdes, ek sluit af. En daardie gedeelte wat ons nou gelees het van 1 Timoteus, dan sê hy daar maar hy wil hê dat hy moet kom tot die kennis van die wysheid. Weet jy dat ek en u wat vanmôre hier sit, wat ons hart en lewe vir die Here gegee het, tot daai kennis en wysheid gekom? Wat hinder my en u om met ons geliefdes te deel daai kennis en wysheid? Niks moet my en u hinder. Weet jy, hoor vanmôre dat u is belangrik vir die Here, maar u familie is ook belangrik vir die Here. Gaan uit, gaan deel met u geliefdes. Weet jy, die tyd is my. Die genade tyd loop uit. Kom ons gebruik hierdie tyd. Ons gaan ons geliefdes deel met hulle. En weet jy, as jy my vraag en vra, maar wat as hulle nie hulle hart en lewe vir Here wil gee? Dan wil ek vir u vanmôre nog 'n gedeelte, nog iets uit hierdie gedeelte uitwys. Hoor wat sê in vers 12, hy sê, daarop sê die manne vir Lot, wie het jy nog hier? 'n skoonseun, so hierso sê die Here vir hom, gaan uit na jou skoonseuns. Het jy nie skoonseuns nie? Praat met hulle. Weet jy, dan sien ons in vers 14, toe gaan Lot uit en praat met sy skoonseuns, wat met sy dogter sou trou, en sê, maak julle klaar, gaan uit hierdie plek uit, want die Here gaan die stad verwoes. Hoor wat sê, maar hy was in die oë van sy skoonseuns, soos een wat gek speel. Weet jy, die Here het geweet dat sy skoonseuns gaan nie luister nie. Maar steeds het hy vir hom gesê, gaan en vertel vir hulle. So moet ek en u ook, al is daar van ons familielede, ons naastes, wat nie die Here wil volg. Niks moet my en u ooit hinder en stop om hulle te vertel van die wonders en die grootheid van God. Amen. Altyd deur aanhou. Want weet jy, ek het al party daar dan sit ek en dink, Here, hoe het dit gebeur dat ek u genade kon aanvaar? Maar weet jy, ek is eerlik met u, dit het baie bidwerk van my maag gevat. As sy opgehou het
was ek dalk nie hier vanmôre. Maar weet jy, omdat sy ook aangehou het en gebid het en aanhou vertel het, kon ek my hart en lewe vir die Here gee. Weet jy, so moet u nooit ophou en dink dat u geliefdes en u familielede gaan nie die Here vind. Hou aan, bid voort. Sien die Here werk. Weet jy, ons kan hulle nie bekeer nie. Ons kan hulle net vertel. Maar weet jy wat is so wonderlik? As jy die dag sien die Here hart gryp en hulle tot bekering bring. Ja. Weet jy, ons het iets om voor dankbaar te wees. Die Here het met my en met u elkeen as individu ontmoet. So moet ons vertel van hierdie ontmoeting. Elkeen moet ons kom. En dit is 'n kosbare ontmoeting. En weet jy, soos wat ons môre op in die nagmaal gaan aansit, weet jy, as dit nie was vir Jesus wat vir ons die weg gemaak het nie, sou nie een van ons môre hier kon wees nie. Sou ons nie as geestesfamilie saam hier kon sit en vertel van die wonders wat die Here ook in ons lewe gedoen het. Daarom, my geliefdes, moet ons weer vanoggend in dankbaarheid vir die Here kom. Sy genade wat hy deur sy bloed, deur sy gebreekte liggaam, vir my en vir u gebring. Ons gaan uit, ons gaan deel dit aan ons geliefdes. Kom ons lê die oë en ons bid net saam. Nou waarlik dankie o Heer vir die kosbare geleentheid dat ons vanoggend hier kon wees. Here, dankie vir die woord. Sonder die woord, Here, sou ons rigtingloos gewees het in lewe. Here, maar u kom en u leer en u wys vir ons uit die woord wat u wil is, wat die regte weg is om te volg. Ja, dankie Here. Here, en dankie vir die genade. Dankie dat ons wat vanmôre hier kon sit, 'n dag in ons lewe gehad het, dat ons 'n ontmoeting met die lewende, almagtige God gehad het. Dankie Here dat u ook wil inkom en 'n maaltyd met elkeen van ons hê. Mag ons u innooi in ons huis. Mag ons in ons huisdeure toesluit vir u nie. Mag ons nie ons kerkdeure toesluit vir u nie, Here. Mag ons u ons fundament maak waarop ons gebou is. Ja, dankie Here. En so dankie vir die blye boodskap. Here, ja, is verwoesting. Maar soos wat ons hierdie verwoesting sien, wat besig is om ons te gebeur, het ons iets om aan vas te hou, blye boodskap. Ja, dankie Here. Ons verlossing is nader. Dankie Here, dat u deur en deur ons dra, deur en deur ons vashou. Help ons dat ons nie in hierdie jaar ons oë sal gefestig hou op die dinge wat ons is, maar op die dinge wat bo by u. Dankie daarvoor, Here. Mag ons ook uitgaan en gaan vertel. Mag hierdie vir ons 'n wekroep wees. Daar is mense hier buite wat nog nie gehoor het van u. Daar's mense nader aan my as wat ek dink. Dankie, Here. Mag ons ook aan hulle